Jy is ingeskakel by die oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Hartlik welkom liewe vriende vanmôre by hierdie mooi geleentheid waar ons as kinders van die Here kan stil word rondom God se woord. Ek is Dominee Adrian Swart. Dankie dat jy by ons inskakel. Ons skriflesing kom vanmôre uit die woord van die Here uit Romeine hoofstuk 10. Ons gaan lees vers 8 tot 11. Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof. En dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons, en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo, sal teleurgestel word nie. Geliefdes, hierdie is besondere woorde, wat vir ons opgeteken is in die Romeine boek. Hierdie woorde is woorde wat ons harte laat jubel van blydskap. Daar is goeie nuus. Elkeen wat in Jesus Christus glo en bely dat hy die Here is en opgestaan het uit die dood, sal gered word. Ons word opgeroep om hierdie boodskap ons eie te maak, van harte daarin te glo en die Here te neem op sy beloftes. Ja, inderdaad, sê die skrif tog, niemand wat in hom glo, sal teleurgesteld wees nie. In hierdie wêreld is daar baie teleurstellings. En soms moet ons ook deur moeilike omstandighede gaan. Maar wanneer mens woorde soos hierdie hoor vanuit die Bybel, dan gee dit vir ons hoop in 'n deurmekaar wêreld. Ek en jy moenie vaskyk teen ons onmiddellike omstandighede en sommer dan net handdoek ingooi nie. Maar Christene moet verder kyk, dieper kyk, na God kyk. Ja, ons moet op ons knieë die Here dank, dat hy 'n God is wat met ons bemoeienis maak, dat hy vir ons 'n pad na die hemel toe kom open het deur sy seun Jesus Christus, en dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sonde sal ontvang en die ewige lewe. As ons kinders van God is, en ons bely ons sonde voor hom, sal ons vrygespreek wees, en ons sal die ewige lewe ontvang. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, sê vers 9, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Dank die Here vanmôre vir hierdie wonderlike boodskap. Hou jou oog op Jesus gerig. Lewe vandag dankbaar vir hom. Doen alles wat jy kan doen in God se koninkryk en sien uit na die ewige lewe wat God aan ons beloof het. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons in hierdie nuwe dag kan stil word voor u genade troon in gebed. Ons buig nederig voor u neer vandag. Here, en ons wil u loof en prys, dat ons wat in Jesus Christus glo, en u beloftes ons eie maak, gered sal word. Baie dankie vir nog 'n dag uit u hand. Hierdie dag wil ons aan u kom toewy. Help ons om vir Jesus te lewe, om vir Jesus te getuig, en aan Jesus gehoorsaam te wees. Laat u Heilige Gees ons in die geloof versterk, en lei en bemoedig, en dankie vir u woord wat die waarheid is. Vul ons harte vandag met u vrede en liefde, en gebruik vir ons in u diens in hierdie mooi dag. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie vriende, 'n geseënde dag.